Onse drie-enige God, U is groot, U is almagtig, maar die grootste van hiervan is dat U liefde is, en dat U genadig is, altyd, en dat U ons dra waar ons nie kan loop nie, en dat U vooruitloop, dat U ons hoede dek, dat U ons bedek met die vlerke, en dat U ons op U hande dra, wanneer ons nie kan nie. Ons kan nie anders om vir U lief te wees nie. Dankie dat U ons hiernatoe gebring het, en dankie dat ons ook hiervandaan kan weggaan, en dat U ons sal lei in die res van die week. Dankie vir die groot liefde en genade en Jesus se soendood vir ons in Jesus se naam alleen. Amen. Goeiemôre almal. Môre. My naam is Maurits en daarso sit my pragtige gesin as ook my ouers. So dit is vir ons lekker om vandag hier saam met julle te wees en saam met julle te kan aanbid. En om 'n bietjie met julle te deel oor wat die Here besig is om te doen, nie net in ons lewens nie, maar wêreldwyd wat die Here besig is om te doen met sy kinders en vir sy kinders. Maar voordat ek begin, wil ek graag vra dat ons gou saam die oë sluit en saam bid. Liewe Here, wat 'n voorreg om vanoggend hier by U te kan wees in U teenwoordigheid. En Liewe Here, ons het 'n begeerte om ontmoeting met U te hê. En ek vra dat U ons sal kom vul met U Gees, Liewe Here. As daar enigiets is wat staan tussen ons en U, vra ek dat U dit vir ons sal uitwys, dat ons dit kan verwyder, sodat ons die voorreg kan hê om te wandel saam met U, soos wat U nog het, Liewe Here, en nader aan U te kom daagliks. En help ons dat soos ons hier wegstap vandag, deur hierdie programme wat ons leer van U, dat ons werklik veranderd sal wees, en dat ons hier sal uitgaan met 'n passie, om die werk klaar te maak waarvoor U ons geroep het. Dit is my groot gebed in Jesus naam. Amen. Goed, soos julle kan sien op die skerm is die titel van vandag se praatjie. Dis eerstens hier is ek, stuur my, wat Jesaja gesê het, maar ek hoop om vandag vir u 'n nuwe perspektief te gee, soos wat ek met u praat, 'n nuwe fokus te gee oor wat ons doel is as 'n kerk, wat ons doel is as individue en as 'n liggaam. En ek's jammer as ek baie vinnig praat, daar's baie inligting wat ek wil oorgee. So my hoofvraag is vanoggend, wat is u fokus? En ek wil hê jy moet dalk net 'n sekond of twee vat om werklik by jouself te dink, wat is jou persoonlike hooffokus? Want as ons gaan kyk deur die skrif, sien ons dat selfs van, kan ek om met hierdie ouetjie beheer? Goed. Selfs van die Ou Testament, dan sien ons in Genesis 12 het God vir Abraham gesê dat hy moet uit sy huis uittrek, hy moet gaan en hy sal 'n seun wees vir wie? Vir al die nasies. OK. Dankie oom, is dit my? Oom is so oulik, dankie oom. Nou in Matteus 24 sien ons hoe Jesus praat en hy sê hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir wie? Vir al die nasies. En dan sal die einde kom. Matteus 28 doen Jesus dieselfde tipe ding. Hy sê hy het krag ontvang. Gaan dan heen, maak disippels, doop hulle, leer hulle alles wat ek julle geleer het om te onderhou. In Openbaring 14 sien ons die drie engele boodskap en dit begin deur te sê die ewige evangelie moet gaan na elke volk, stam, nasie, taal. Ons werk is en ons fokus moet hoofsaaklik wees om die evangelie uit te vat aan elke nasie, stam, volk en taal en rassegroep, wat ook al kleur of geur hulle mag wees. Dit moet ons hooffokus wees. Nou is 'n bietjie deel van wie ek is. Ek het groot geword, net hier aan die kant. Ek het by Montana Hoërskool matrikuleer saam met leraar Reinhard Botha, maar ek het daai tyd nie eens geweet hy's 'n adventis nie. Ek het nie eens geweet daar bestaan so iets soos adventiste nie. Maar so die Here met my 'n pad gestap. Ek eindig toe op in Potchefstroom Universiteit en daar ontmoet Sumarie, haar droomman, wat nou ek is. En die Here begin in 2019 in ons harte werk dat ons moet gaan en sendingwerk gaan doen. En so maak ek my graad toe klaar en ons besluit toe ons pak ons tassies en ons gaan Malawi toe. En daar in Malawi dink ons gaan daar aankom en ons was toe nog charismatiese Christene geweest. Ons gaan daar aankom en ons gaan die hele wêreld gaan vertel van Christus en sy liefde vir hulle. Min het ons geweet dat die Here ons daartoe gestuur het omdat hy werklik iets in ons wou gedoen het. Want julle sien daar sou loop ons toe sendelinge raak en die sendelinge doen toe Bybelstudies met ons oor die Sabbat, oor rein en onrein, oor 'n klomp ander Bybelwaarhede, dat toe ons op 'n einde van die dag terugkom na hierdie land toe, besef ons kan nie meer sit waar ons gesit het in dieselfde kerk nie, want ons sit nou met 'n oortuiging van die waarheid.
En so het ons begin soek en langs die pad het baie mense 'n rol gespeel in ons lewens. Familie het vir ons gebid, vriende het met ons skrif gedeel en met ons Bybelstudies gedoen. Maar ons pad het werklik begin, kan ek hom nou skiep? Fantasties. Ek glo so. Ja. Goed, sal julle hom net vir my skiep asseblief? Hy het hier by my geskiep, dankie. Nou ons pad het werklik begin toe vriende van ons individueel hierdie metode op ons toegepas is, wat genoem word Christus se metode, en dit gaan soos volg: die mense kan alleenlik deur Christus se metode met welslae bereik word. So sê Ellen White vir ons dat hierdie is maar net 'n goeie opsie of 'n effektiewe opsie. Sy sê vir ons dit is die enigste opsie hoe mense effektief met welslae en sukses bereik gaan word. En die metode sê die Heiland is nou Christus het met mense omgegaan soos iemand wat al heil begeer het. Hy het sy medelee aan hulle betoon, in hulle behoeftes voorsien en hulle vertroue gewen, en daarna het hy hulle genooi, volg my. En vriende van ons het hierdie met ons gedoen en hierdie metode toegepas in ons lewens, en dit is hoe ons op 'n van die dag besluit het om ons geloof ernstig te begin opneem. Maar my vraag aan u is, as Ellen White skryf en sê, as ons in die hemel kom en ons het hierdie krone en 'n ster in ons kroon, of sterre in ons krone wat verteenwoordig mense wat daar is, as gevolg van hoe die Here ons gebruik het, wil ek vir u vra vanoggend, wie kry die sterre vir my en my vrou wat ons harte vir die Here gegee het? Is dit die vriende wat Christus se metode op ons toegepas het? Is dit die sendelinge wat met ons Bybelstudies gedoen het? Is dit die familielede wat ons gebid het? Is dit die vriende wat saam met ons Bybelstudies gedoen het? Of is dit werklik almal wat 'n rol gespeel het in hoekom ons die keuse gemaak het wat ons gemaak het? Julle sien, as ons verder gaan, kan jy hom skiep asseblief? Fantasties. En ook 1 Korintiërs 12 skryf Paulus, en hy verduidelik vir ons die konsep van 'n liggaam. En hy begin deur vir ons te sê, want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, maak nie saak wie ons is nie, slawe of vrymanne, en ons is almal van een gees deurdronge. En hy gaan aan in vers 15 en 16 en hy vra, as een lid van die liggaam nou sê, omdat ek nie hierdie lid is nie, maak dit hom nou ewe skielik nie deel van die liggaam nie? Nee. Hy is nog steeds deel van die liggaam. En hy gaan aan en hy sê, as die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor gewees het? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk gewees het? As almal een lid was, vers 19, waar sou die liggaam wees? En dan begin hy praat oor die lede wat vir ons die swakste lyk. En hy sê in vers 23, en die lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloediger eer. En so het ons sierlike lede oorvloediger sierlikheid. En my hooffokus hierso is vers 26, waar Paulus skryf en hy sê, as een lid ly, wie ly dan? Die hele liggaam. Maar as een lid geëer word, wat gebeur dan? Die hele liggaam word bly, ontvang eer. As ons nou gaan kyk na ons samestelling hier vandag, ons is so naby aan, sal ek sê 80 tot 100 mense wat tans hier so sit, en elke een van u het 'n spesifieke talent gekry, wat die Here vir u gegee het. En wat tannie se talent is, mag dalk nie oom se talent wees nie. Maar maak dit dat oom nie 'n plek het in hierdie gemeente nie. Nee. Elke een van ons het 'n voorreg om die talente wat die Here vir ons gegee het, ten volle te gebruik, sodat die liggaam effektief kan werk. En as een van ons besluit, ons wil nie ons deel doen nie, dan is dit nie net ek wat daaronder ly, of my broer langs my wat daaronder ly nie, dit is die hele liggaam wat daaronder ly. Kom ons stel gou hipotetiese, is dit anglisisme, maar my ma se Afrikaans onderwys, dis dit wat ek al vra. So 'n hipotetiese gebeurtenis. Kom ons sê vandag aanlyn deur die erediens is daar
'n persoon wat luister en as gevolg van iets wat daar gebeur, besluit hulle om vandag hulle hart vir die Here te gee? Gaan dit wees oor ek 'n mooi PowerPoint gedoen het oor puzzle mannetjies? Gaan dit wees oor ek spontaan hier rondgehardloop het terwyl ek met julle gepraat het? Nee. Maar kom ek vra vir u die vraag anders. As niemand vanoggend opgestaan het en hierdie kerk se deur oopgesluit het nie, sou dit moontlik gewees het om vir daai persoon om vandag die evangelie te kon hoor? As niemand besluit het hulle gaan agter die kamera wees of hulle gaan die klankbeman daar agter nie, sou dit moontlik gewees het vir daai persoon om vandag die evangelie te kon hoor? Elke een van ons het 'n unieke rol vir hoekom ons hier is. En al is dit net om agter te sit en bid vir die prediker, dit is die werk wat die Here vir jou gegee het en jy moet dit voluit doen. Nou ons gaan kyk na wat God se groot fokus is vir ons as Christene. En dit vind ons in Matteus 24:14 waar hy sê, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies. En wat sal dan gebeur as die hele wêreld die evangelie gehoor het en 'n keuse kon maak? Dan sal die einde kom. Dan sal Christus terugkom na hierdie aarde toe. Maar kom ons kyk bietjie hoe vorder ons. Julle sien, as ons die wêreld gaan opdeel, daar's omtrent so 8 miljard of 8 biljoen mense wêreldwyd, en ons gaan deel hulle bietjie op en ons rond die syfers op, vind ons dat 30% van die wêreld klassifiseer as Christene. Nou dit mag nou wel dalk nominale Christene wees, maar hulle sê hulle is Christene. Nog 30% is onkerklik. Dit beteken hulle ken die evangelie, hulle het een of ander manier al gehoor van Jesus en sy plan vir hulle, of hulle het toegang tot die Bybel. Hulle bly dalk reg langs Koemboeks, maar hulle kies om iets anders te glo, of hulle kies om 'n ander geloof aan te hang. Dis 30% van die wêreld. Dan het ons 40% van die wêreld wat onbereik is. Onbereik beteken, hulle ken nie die evangelie nie, en hulle het ook nie toegang tot die evangelie nie. Dis oor die 3 biljoen mense wat nog die evangelie moet hoor as ons net vandag na die syfers kyk. So daar's 'n groot werk wat vir ons voorlê. Nou die eerste 60%, die onkerklik en die Christen, staan bekend as die bereiktes. En die ander 40% die onbereiktes. Nou om dit vir u prakties te illustreer, wil ek asseblief vandag 10 vrywilligers vorentoe roep. Ek ken nie baie name nie, so as u my al ontmoet het, is u nou bietjie in die moeilikheid. 10 vrywilligers asseblief. Ons het al 1, 2, 3, 4, 5, 6 wat op pad boontoe is. En ons ek sal maar vir my seun die enetjie gee. Sal jy vir my daai kan staan asseblief, Joshua? Sal jy vir my langs hom staan asseblief? Sal Tannie vir my langs hom staan? Hallo Tannie, hoe gaan dit? Goed, dankie. Oom, lekker om te sien. Dankie Tannie. Ek dink ons, hallo ma. Ons wil julle twee saam een vashou. Sal julle net vir daar aan die einde gaan staan. Male sal male ook van Joshua af, sal julle Tannie en ma sal male asseblief daai kant gaan staan. Staan jy, laat hy hierso staan, hy moet hier bly. Ja, en jy ook asseblief. Ma, wat gaan asseblief? Daar's goed. Okay, so ek het nie vandag die voorreg om u te vat en al die mense in die wêreld te gaan besoek nie, maar op my eie manier het ek die voorreg om hulle na u toe te bring. Sal julle asseblief julle bordjies hou, dat almal kan sien wat op hulle staan. So hierdie 10 groepe verteenwoordig werklik die 8 biljoen mense wat ons wêreldwyd sien. Eerstens het ons die aktiewe Christen. Hierdie is my oudste seun Joshua en hy is vandag ons aktiewe Christen. Aktiewe Christen is iemand wat met die Bybel onder die arm loop en oral waar hy gaan, soek hy 'n geleentheid om die evangelie te verkondig. As hy wakker word in die oggend, is sy eerste begeerte om nader aan die Here te kom en tyd saam met hom te spandeer. Dis die aktiewe Christen. Volgende het ons hierdie jong man, hy is ons nominale Christen. Wie van julle weet wat beteken die woord nominaal? Net by naam. So hy ken die waarheid, noem homself 'n Christen, gaan heel waarskynlik kerk toe, maar hy leef nie dit uit nie. Dan het ons die nie-Christene, wat hier sou deur Tannie Jolanda voorgestel word. Die mense wat hier staan is glad nie 'n voorstelling van wie hulle glo of wat hulle is nie. Maar dit verteenwoordig die ander 30% wat onkerklik is, wat die waarheid ken, maar wat kies om iets anders te glo. Dan het ons die boeddhiste,
Ons het die moslems, as om 'n baard gehad het, sou dit beter gepas het. Ons het die stamgroepe, daar's omtrent 3000 stamgroepe wêreldwyd wat nie die evangelie ken nie. Want ons die animiste, wie is die animiste? Wat glo hulle? Enige iemand? So om dit in 'n neutedop op te som, hulle glo dat alle dinge 'n gees in dit het. 'n Klip, 'n boom, water. En daarom lei dit op die einde van die dag na pantheïsme toe, wat hulle hierdie goed begin aanbid, of hulle begin sê, jy mag nie 'n klip optel en hom gooi nie, want is 'n lewende ding, hy het 'n gees in hom. So dis animiste. Dan het ons die hindoes en die ateïste en die ander, wat nou nie ingesluit is in die groepe nie. Nou gaan ek vra dat daar asseblief vir ons nog 10 vrywilligers vorentoe kom. Oom Christo, ek ken daarom oom se naam. OK, ons het al 4, 5, 6, 7. Nog 3 asseblief. Daar's nog 1, nog 2 asseblief. Hoeveel het ons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jy moet my help tel, ek raak net deur mekaar. 1, 2, 3, 4. Sal julle asseblief my bietjie meer vorentoe staan, die wat nou net opgekom het. Hallo oom Charles, is lekker om oom weer te sien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nog 1 asseblief, laaste 1. Gaan ons vir Caleb tel as 1. Ag, dankie Tannie. Goed. So hierdie nuwe 10 mense verteenwoordig vandag ons sendelinge. So ek gaan nou vir hulle bid en hulle uitstuur en ek gaan vir elkeen van julle vra om asseblief te gaan na een van hierdie groepe toe, omdat julle onder hulle wil gaan werk en vir hulle die evangelie wil gee. So kom ons bid gou saam. Liewe Here, ek stuur hierdie 10 sendelinge uit in die naam van Jesus Christus, dat hulle uit moet gaan en disippels moet maak en hulle moet doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Gaan asseblief na die groep wat julle voel julle moet gaan bereik. Niemand wil jou bereik nie. Goed. Hulle is by ander. Goed. Of by nie-Christen of onkerklik. Goed, so lyk hierdie tans gebalanseerd. Dit lyk gebalanseerd. Dis een sendeling per groep om hulle te gaan bereik. OK. Maar kom ek wys gou vanoggend vir u, wat is die realiteit? Wanneer maar 'n bordjie. Die 2 tannies agter, sal julle asseblief vir my daai kant gaan staan, by my gesinnetjie. Tannie ook asseblief my daai kant gaan staan. Oom Charles, ons sal oom agterlaas vandag. Tannie asseblief vir my daai kant gaan staan. Oom ook asseblief, oom ook asseblief, Tannie asseblief vir my daai kant gaan staan. Goed. Lyk dit nou gebalanseerd? In die huidige samestelling moet oom Charles man alleen hierdie 40% van die wêreld wat staan as onbereikt is, moet hy gaan alleen bedien. En ek wil vir u sê dat die syfers is nog meer skokkend. Vir elke 30 sendelinge wat uitgaan, gaan slegs 1 na die onbereikte lande toe. En die onbereikte mense toe. So 29 van 30 mense gaan na die ouens toe wat of die waarheid ken, of aktiewe Christene is, of weet waar om die waarheid te kry. OK. En ek wil vir u vra, waar dink u spandeer ons meeste van ons evangelisasiefondse? Enigiemand? Wat 'n groep van hierdie 10 spandeer ons meeste van ons evangelisasiefondse? Ons spandeer 70% van ons fondse op die nominale Christene. En dit kan kom in vorm van pogings en so meer, maar 70% van ons fondse spandeer ons om ouens te bereik wat sê hulle is Christene, maar nie so leef nie. OK. Vir elke R100 wat ingesamel word in die kerk, gaan daar nie eers 1 sent na die onbereiktes toe nie. Goed. Julle kan vir my gaan sit asseblief. Dankie vir julle hulp vanoggend hierso. Dankie my seun. Dankie Tannie. Dankie jongen. Goed.
En as ons die wêreld nog bietjie verder opdeel, sien ons dat uit hierdie 40% van die wêreld wat onbereik is, bly 97% van hulle in 'n area wat genoem word die 1040 venster. Dit is die noorde van Afrika, dele van suidelike dele van Asië of eintlik maar die hele Asië en ook dele van Europa. Maar oor die 3 biljoen mense wat in die deel woon, ken nie die evangelie nie en het ook nie toegang tot die evangelie nie. Om die syfers nog bietjie verder uit te brei, vir elke 140 evangeliewerkers wat uitgaan, gaan ons slegs een wat onder die onbereiktes werk. Nou dit sluit nou in pastore, verpleegsters, onderwysers, sendelinge, enigiemand, een uit elke 140 gaan na die onbereikte mense toe. Verder sien ons wat die verhouding is van evangeliewerkers tot die onbereikte mense en ons sien, as ons net die laaste een kyk, daar's amper 500.000 moslems vir elke Christen wat uitgaan om onder hulle te werk. Oor die 400.000 volgens die syfers. Elke dag sterf 70.000 mense wat nie die evangelie ken nie en nog nooit die geleentheid gehad het om evangelie te hoor nie. So dit beteken tydens hierdie Sabbatskool en tydens hierdie erediens wat ons vanoggend gaan hê, gaan daar heel waarskynlik seker 10 tot 20.000 mense al gesterf het wat nie die waarheid ken nie. Goed. Nou jy mag dalk vra, wat kan ek doen of hoe kan ek help buiten om bietjie meer aktief plaaslik te begin werk? Want julle sien, julle is hier geplant vir 'n rede, maar Galliesig is hier geplant vir 'n rede. Want dis 'n omgewing wat bereik moet word. Maar as ons as lede besluit ons gaan stil sit en ons wil nie deelneem aan hierdie werk wat die liggaam moet doen nie, dan gaan ons werklik op baie seëninge uitmis. Maar as ons 'n bietjie verder gaan en as u die vraag het, maar hoe kan ek die onbereiktes bereik en hoe kan ek uitgaan en hulle help, wil ek vir u sê dat daar effektief 3 maniere is hoe u dit kan doen. Die eerste een is dat u kan saam bid en u kan dit vurig doen. Ek het gisterand op Adventist Wêreld Radio Afrikaans 'n getuienis gedeel en ek gaan nou sommer weer deel oor gebed. Ek en my gesin Januarie moes ons Roemenië toe gegaan het vir oriëntasie by AFM. En ons het nou besluit ons gaan by AFM betrokke raak. En in die proses vir ons visa aansoeke moet ons eers ons vlugkaartjies koop. So ons koop dit toe en dit is bespreek vir die 9de Januarie, daai oggend moet ons vlieg. Die 24ste Desember ontvang ons eers ons papierwerk van die ouens by AFM wat sê ons mag na hulle land toe gaan, ons mag daar gaan bly en hulle sal vir ons sorg. En dis 'n kritiese papier wat ons nodig gehad het vir ons visas om goedgekeur te word. So die 24ste kry ons dit en ons stuur dit toe in en ons hoor niks nie. Ons wag 'n dag en ons wag nog 'n dag en hierso teen die 26ste Desember, toe die man by die ambassade het die Here dit op sy hart gedruk, glo ek, om net ten minste vir ons 'n boodskap te stuur. En hy stuur vir ons 'n e-pos en hy sê, hoor julle, dit help nie julle doen aansoek nie, want ons het toegemaak vir die Kerstyd en ons gaan eers die 8ste Januarie weer oopmaak. So dis 'n dag voor ons moet vlieg. En ons besluit toe, ons gaan kamer toe gaan, ons het nog hier by my maale gesit, by hulle huis hier naby, en ons gaan bid toe, en ons sê toe vir die Here, Here, dit lyk asof die deur toe is. Maar as dit u wil is, dat ons moet gaan, maak asseblief vir ons hierdie deur oop. En as daar opgestaan, en ons het aangegaan met ons normale gaan, en 'n halfuur later, stuur dieselfde man vir ons 'n boodskap, en hy sê, ek het besluit, ek gaan 2 dae van my verlof opoffer, sodat julle in kan kom en julle visas kan doen. Want in gebed het ons ingetree en die Here vertrou, dat hy 'n deur vir ons kan oopmaak. En hy het 'n wonderwerk gedoen, want ek weet nie van u nie, maar wie van u sal bereid wees, om 2 van u verlofdae op te gee, om iemand anders te help wat u van nêrens af ken nie. En die Here druk dit op die man se hart om dit te doen. U kan gee. In Filippense 4 vers 17 skryf Paulus en hy het eers vir die mense in Filippe dankie gesê dat hulle hom gehelp het finansiëel en hy gaan aan deur te sê in vers 17 dat hy nie skryf om te vra nie,
maar sodat vrug oorvloediger op hulle rekening geplaas kan word. En wat Paulus hier probeer sê is nie net dat wanneer ons gee, word ons gedenke gedryf in 'n rigting van sending, omdat ons skat nou daar is, daar gaan ons hart ook wees nie, maar hy sê ook dat omdat julle my gehelp het om hierdie werk te kan gaan doen, is die vrug van hierdie werk net so goed julle vrug. Want julle sien, Paulus het besef dat vir hom om te gaan kon werk onder Thessalonika, en dis waarvoor hy skryf wat die werk wat hy kon gaan doen as gevolg van daai fondse, kon hy dit nie gedoen het as die liggaam nie saam met hom gewerk het om dit te kon gaan doen nie. En die laaste ding wat u kan doen, is om saam te gaan. Daar's baie werk wat gedoen moet word. Oor die 3 biljoen mense wat dit nog moet hoor. En ja, daar's verskeie maniere hoe dit gebeur. Ons het gisterand uitsending gehad en iets soos AWR doen fantastiese werk. En ons as mens gaan dit nie alleen kan doen nie. Maar in die boek Christian Service bladsy 8 skryf Ellen White en sy sê dat die Here het ons nie nodig om die werk te doen nie. Hy kon sy engele gebruik het. Maar sy skryf verder en sy sê die Here doen dit want hy wil ons karakters transformeer om meer soos syne te wees en daarom gee hy ons die geleentheid om saam met hom te werk en die mense te gaan bereik wat net so verlore was of is soos wat ons was voordat ons hom aangeneem het. En ons het die voorreg om kanale van kommunikasie te wees waardeur die Here ander mense gebruik. So as die Here dit op die hart druk om enige een van die te doen, wil ek u uitnooi om met ons te kom gesels. Soos ek sê, ons sit daar en ons het ook briefies uitgedeel, papiertjies uitgedeel voor die tyd en daarop kan u aandui wat u hartsbegeerte is. Mag dit dalk wees om meer te wil weet oor wat ons gaan doen, mag dit dalk wees om ons nuusbrief te ontvang om te sien wat gaan gebeur, of mag dit dalk wees dat u self by AFM wil betrokke raak, of iets soortgelyks, hoe u 'n manier kan sien om die onbereiktes te gaan bereik. Dan wil ek u uitnooi om dit te doen en vir ons te kom gee of daar agter te sit, ons sal dit kry na die tyd. Maar ek wil op die hart druk om werklik betrokke te raak by die groot werk wat vir ons wag, want ons kan dit nie alleen doen nie. Dis deur die krag van God alleen dat ons as 'n liggaam dit gaan regkry. Maar elkeen moet sy rol speel. Kom ons bid gou saam, soos ons afsluit. Liewe Here, wat 'n voorreg om u woord te kan hê, om naweek op naweek hier te kan kom sit en te leer uit u woord. Maar liewe Here, ons besef dat dit werklik niks beteken as ons dit nie prakties gaan toepas nie. So help ons asseblief om hier uit te gaan en bekragtig ons om die werk te gaan doen wat u op ons harte gedruk het om te doen, om die dringende boodskap uit te vat aan die wêreld, sodat u kinders kan roep tot bekering en hulle kan bring na u huis toe, liewe Here. Ons sien uit vir die dag wat u terugkom, maar ons weet daar is 'n werk wat vir ons voorlê. En dankie dat ons dit nie alleen hoef te doen nie. U gaan vooruit en u berei klaar mense se harte voor, nog voor ons daar opdaag, om saam met u die werk te doen. En help ons dat ons nooit op onsself sal staatmaak nie, maar altyd na u toe sal draai, want u alleen is die een wat ons kan help. En seën ons asseblief in die res van die verrigting en ons programme vandag. Mag ons fokus op Christus en Christus alleen wees, sodat ons na hom toe getrek kan word en meer soos hy kan word in karakter. Is my grootste gebed in Jesus naam. Amen.